Voedselproduksie jaar 1, kwartaal 1 se leerwerk vir die toets. Wat is 'n verbruiker? 'n Verbruiker is 'n persoon wat 'n produk of 'n diens vir persoonlike gebruik koop. Dit is wanneer jy in Pick n Pay staan en jy koop vir jou melk, dan is jy die verbruiker. Of as jy 'n pizza bestel by 'n winkel, dan is jy 'n verbruiker. Ons moet altyd besef en verstaan wat is die verskil tussen behoeftes en begeertes. 'n Behoefte is iets wat jy nodig het en waarsonder jy nie kan lewe nie. So dis noodsaaklik vir oorlewing. 'n Begeerte is iets wat jy graag wil hê, maar nie noodsaaklik is vir oorlewing nie. Persoonlike higiëne is die gewoontes wat elke persoon elke dag moet herhaal om hom of haar skoon te hou. Dit is om te bad, om hare te was, hande te was, om tande te borsel, hare te kam ensovoorts. Hoe kan ek 'n gebalanseerde leefstyl volg? Ek kan 'n verskeidenheid voedselsoorte geniet van al die verskillende voedselgroepe waarvan ons geleer het. Ek kan aktief wees. Ek drink baie skoon en veilige water. Eet elke dag baie groente en vrugte vir die vitamines. Beperk voedsel en drankies met suiker en moenie tussen maaltye daarvan gebruik nie. As jy alkohol drink, drink dit oordeelkundig. Ons het baie oor voedselgroepe geleer en ons moet ook mooi onthou wat dit alles behels. Die heel boonste driehoekie is die vette en olies en dit is botter, margarien, olie, sjokolade, lekker goed. Die vette en olie groep gee vir ons energie en dit help om ons liggaam warm te hou. Dit word ook gestoor in die vorm van liggaamsvet en vorm 'n beskermende vetlaagie om jou organe om dit te beskerm. Dan het ons in die volgende driehoek die proteïene en die suiwel. Proteïene is vleis, hoender en eiers. Dit gee die liggaam krag en is belangrik vir die ontwikkeling van spiere. Dit bou en herstel die liggaam. Suiwel is byvoorbeeld melk, kaas en jogurt en dit help om ons bene en tande sterk te hou. Dan kry ons die groente en vrugte groep wat ons vitamiene en minerale is en dit hou ons liggaam gesond en dit versterk ook die immuunstelsel. Dit verseker ook dat ons normaal kan groei en ontwikkel. Dan die heel onderste stuk van die driehoek is die koolhidrate waarvan ons die meeste van al die voedselgroepe moet inneem en dit bestaan uit stysel en vesel soos byvoorbeeld rys, pasta en brood. Dit gee energie vir die liggaam en die vesel help ook met 'n oop lyf en om hartlywigheid te voorkom. Dan kyk ons na kombuishigiëne. En dan moet ons onthou van 'n paar reëls wat ons in ons kombuis moet nakom om dit skoon en higiënies te hou. Goed, as ons iets gemors het, dan vee of mop ons dit dadelik skoon. Die lappe, gebruik skoon kombuislappe en vatdoeke en vervang hulle gereeld. Dit mag nooit sleg ruik nie. Bakterieë floreer en groei op klam, vuil vatdoeke. Bleiking verwyder vlekke en maak bakterieë dood. Moet nooit vatdoeke gebruik om die vloer mee skoon te maak nie. Kombuisgerei werk met skoon kookgerei en toerusting. Dit sluit in messe, bakke, skere, enigiets waarmee jy werk. Skoonmaakmiddels hou alle skoonmaakmiddels weg van voedsel, drank en kinders af. Stoor dit dan op 'n veilige plek. Voedselverberging. Voedsel moet in skoon, droë houers geberg word. Dan kyk ons na hierdie prentjie van 'n kombuis en jy kan self sien dit gaan baie deurmekaar in daardie kombuis en daar's baie foute wat mens kan sien en ons moet ook altyd onthou as ons na so 'n prentjie kyk en iemand vra vir jou om die foute of die gevare te identifiseer,
dat jy volsinne gebruik om te antwoord. Jy kan byvoorbeeld nie net sê handvatsel nie, jy gaan moet sê, die kind gaan dan die handvatsel vat met die warm goed in die pot en hy gaan dit oor homself uittrek, so die handvatsel moet na binne wys. Kom ons gaan gou deur 'n paar van hierdie voorbeelde. Maak seker die vloere is skoon, geen water of items waaroor 'n mens kan struikel nie. In hierdie geval kan jy die maatjie sien, die los maatjie. Geen potte of panne se handvatsels moet oor die kant van die toonbank hang nie, want dit kan afgestamp word. Kombuis skoonmaakmiddels of medisyne moet in toekaste gepak word. Elektriese koorde moet netjies agter die apparaat wees, niks moet oor die toonbank hang nie. Geen rook in die kombuis nie. Toeskoene moet gedra word. Hare moet in alle tye uit die gesig wees, verkieslik met 'n haarnet op die kop. Messe of skerp voorwerpe moet buite die bereik van kinders wees en nie naby aan die kant van die toonbank nie. Enige apparaat of bekers of borde moet naby die kant van die toonbanke staan nie. Dit kan maklik afval en breek. Kasdeure moet altyd toe wees. Hier kan ons nog 'n hele paar verskillende goed sien op die prentjie wat gevaarlik is en dit sal dan ook, as jy dit raak sien, moet jy dit skryf. Dan, waarom sif ons droë bestanddele? Daar's 'n paar redes en ons het in die klas baie daarvan deurgewerk. In die eerste plek om klonte te verwyder, tweede plek om lug in te werk, die derde plek om onsuiverhede te verwyder, as daar 'n gogga of 'n korreltjie iets anders in die meel was, of droë bestanddele was, dan kan ons dit nou uithaal, en dan ook om bestanddele te meng. Lekker leer en baie sterkte!